ag was my Heer maar net by die profeet, wat daar in Samaria is, of Samaria, dan sou hy sy melaatsheid wegneem. Toe gaan hy en gee dit aan sy Heer te ken en sê, so en so het die dogtertjie gespreek, wat in die land van Israel kom. Dan gaan ek spring, prys die Here, na vers 7. Sodra die koning van Israel die brief gelees het, skeer hy sy klere en sê, is ek dan God, om dood en lewend te maak, dat hierdie man na my stuur, om van 'n man sy melaatsheid weg te neem. Erken en sien tog net hoe dat hy 'n geleentheid teen my soek. Vers 8, maar toe Elisa die man van God hoor, dat die koning van Israel sy klere geskeer het, laat hy die koning weet, waarom skeer u die klere? Laat hom maar na my toe kom, dan sal hy weet, dat daar 'n profeet in Israel is. So het Naaman dan gekom met sy perde, met sy waans, en voor die deure van Elisa stilgehou. Toe stuur Elisa 'n boodskapper na hom en sê, gaan heen, was jou 7 man in die Jordaan, dan sal jou vlees terugkeer, en jy sal rein wees. Maar Naaman het baie kwaad geword, en weggegaan en gesê, kyk, ek het gedink, hy sal sekerlik na my uitkom, en staan in die naam van die Here sy God aanroep, en sy hand oor die plek heen en weer beweeg, en die melaatsheid wegneem. God se woord is geseën, en God se woord is altyd ja en amen. Ek hoor maar Mary sê die woord, en sy sê, dat die godsmanne in hierdie bediening, amen, dit altyd 'n gesonde woord vir die volk, halleluja. Maar Mary sê die woord van die Here gee is tot stigting, tot opbouing van die volk van die Here. En ek stem saam dat die woord wat uitkom is tot genesing van die volk. Maar hy sê die volk wil nie erken en sê, dis ek, Here nie. Daar's 'n ou lied wat ons sing, ek weet nie wat 'n ou lied is nie, maar daar's 'n lied wat ons sing. It's me, O Lord. It's me, standing where in the need of prayer. Nou, Naaman was 'n baie gevaarlike man. Amen. Naaman was een van die manne, halleluja, die kruismanne, amen, wat van Israel in die oorlog gewen het. Amen, daarom toe die woord by die koning van Israel kom, toe sê hy onmiddellik, hier is iets aan die gang, hierdie man wil my verder vernietig, hy wil my verder doodmaak, hy wil my tot niet maak. Van hoe kan hy nog half my 'n brief stuur? Hoe kan hy nog aan goud en silwer stuur en van my vra om van Naaman gesond te maak? Dit is mos die God wat dood kan maak of wat lewend kan maak nie. Dit is mos die God wat kan besluit of 'n man of 'n vrou moet lewe of dood. Apostel Briek het dit laas week gepraat van jouself te verneder. Hierdie koning gaan
sy hoof en hy verneder hom in die stof van die aarde. Maar hier is die saak, toe die profeet Elisa hoor, of Elia, toe die profeet hoor, dat die koning homself verneder het in die stof, en dat hy sonder hoop is, sê die man van die Here vir hom, laat hy na my toe kom. Nou ons wil ek nie worry. As jy dink dit is iets, dan wil jy nie hoor, I mere prophet tell you to come to him. As jy dink dit is iets, dan wil jy nie hoor iemand sê, jy moet na hom toe kom nie. En dis hoekom die woord vandag getitel is, Here, dit is ek. Die Bybel sê Naaman het sy pere opgesaag. Hy het sy karre reg gekry. Kyk die Naaman het met sy volle glorie opgetrek. Halleluja, na die man van God in Samaria. Hy het opgetrek, halleluja, van hierdie dogtertjie het hom gesê, as my Heerman net in Samaria is, halleluja, maar die profeet, die man van God is. En die kom na Naaman. Ek sien hom. Hy staan daar voor die deur. Amen. Sy manskappe is daar om hom. Sy pere waals is daar om hom. Halleluja, hy staan daar. En hy wag dat die profeet moet uitkom na hom toe. Amen, prys die Here. Hy staan daar buite en hy wag dat die profeet, die man van God, die gesalfde van die Here, moet na hom toe kom. En die profeet stuur 'n boodskap. Amen. Weet jy wat Gehasie was, of is dit een van die ander manne daarna by nie? Maar die profeet stuur 'n boodskap. Amen. Met instruksies van Naaman. Amen. Naaman, gaan was jou 7 keer. Nie in die poele wat in die tempel is nie. Amen, nie in die poele wat daar in Israel is nie. Maar gaan was jou 7 keer in die vuilste rivier wat in die hele Israel is. In die vuilste rivier. Gaan was jou. Nie 1 keer nie. Nie 2 keer nie. Nie 3 keer nie. Nie 4 keer nie. Nie 5 nie. Ook nie 6 nie. Maar 7 keer. Dit is ek, Here. Lord, it's me. Dis ek. Hierdie man by wie die probleem is. Hy van die erken en sê, dis ek nie. Ons by wie die probleem is. Ons van die erken en sê, dis ek nie. Ons wil vingerwys na ander toe. Amen, ons sê nee, dis nie ek nie. Amen, toe Jonah op die skip was. Halleluja, het Jonah nie gesê, dis die ander manne nie. Hy het gesê, dit is ek. Naaman, want die Here het nie gewerk soos wat hy gedink het die Here gaan werk nie. Ons weet, die man het met hom gepraat en gesê, my Here, moenie getry net, jy het al die dokters getry, man.
Paul sê, hy was nou al oral by die toordokters ook. Hulle het ook, jy het al geloof gedoen. Broedemba, jy het al bok en beeste geslag. Jy het al die Son God aangeroep. Nou, hoekom wil jy nie maar dit en probeer? Die Bybel sê, toe Naaman gaan, het hom 7 keer in die Jordaan gewas. Die Bybel sê, toe die 7de keer opkom, nie die 6de keer nie. Die 6de keer was die melaats nog daar. Toe die 7de keer opkom, sê die Bybel was sy hele vel skoon. Soos die van 'n jong meisie, soos die van 'n jong man, skoon. Wat het gedoen? Wat die man van die Here volgens God se woord vir hom gesê het om te doen. Nou is die saak. Is die saak. En die Here praat my ernstig. 2 dinge. Die eerste ding is dat die kerk van die Here, amen, die kerk van die Here, amen, wil nie meer erken as die fout by hom of by haar is nie. Die kerk van die Here wil nie erken as hy of sy met die melaatsheid sit nie. Amen. Die kerk van die Here wil nie erken dat die probleem by ons is. Toe Naaman besef, die probleem lê nie by die profeet nie. Dat is nie die profeet wat nie wil uitkom na hom toe nie. Maar dis hy wat met die melaatsheid sit en hy moet luister na die stem van die profeet. Die kerk van die Here wil nie self verneder nie. Die kerk van God wil nie vir hulle self afgooi en sê, maar die fout is by my. Ek weet dit. En omdat die fout by my is, gooi ek my af. Want in die dae is elkeen in sy eie oë wys. People don't believe that God can use his prophets, the men of God, that he has chosen to direct them and to instruct them and to